Welkom by AMT se Standard Bank Lewende Hawe Markoorsigh, moontlik gemaak deur Standard Bank en John Deere. Ons gesels die week oor waarheen kalf, lam, hoender en varkpryse kan gaan oor die volgende paar maande en sien ook dat na speerbaarheid dalk nou vereis te raak, maar wat se impak gaan dit op pryse hê? Ons kyk na die aspekte in hierdie week se episode, so maak seker jy bly ingeskakel. Die nasionale gemiddelde speenkalfprys vir kalvers tussen 200 en 250 kg bly sywaarts op R35.49 per kilogram. Die top 40% gemiddelde prys vir kalvers tussen 200 en 250 kg het ingekom op R37.68 met die top 10% in hierdie kategorie nou op R39.50 per kilogram. Ligter kalvers staan tans op R35.07 met swaarder kalvers op R35.01. Die A23 karkasprys of supersprys daal dan na R80.78 met die C-graad prys wat styg na R60.19 per kilogram. Dit voel vir my of ons nou redelik naby aan 'n laagtepunt vir kalfpryse behoort te wees en kan ons bietjie hoër pryse in Augustus sien en pryse wat van September weer 'n sterker opwaartse tendens kan inbeweeg. Vir Julie maand dink ek egter pryse kan rondom die R35 merk bly. Ek dink egter dat superspryse nou verder gaan daal, soos meer aanbod en laer vraag dit kan begin beïnvloed. Ek sien in nuusberigte dat Karan nou 'n groter klem op na speerbaarheid gaan plaas en is my gevoel dat daardie diere 'n pryspremie kan kry en dalk nader aan die top 40% se pryse kan verhandel soos ek vroeër genoem het. Die vraag is eintlik, gaan daardie diere 'n premie kry of gaan ons sien dat diere sonder naspeurbaarheid gepenaliseer word? Tyd sal wel leer. In die skaapbedryf het die gemiddelde stoorlamprys nog so 'n bietjie teruggesak en daalde dan na R48.21 met slaglampryse op R48.33. Uit die handverkope vir stoorlammers wat direkte verkope is, het ingekom op R48.48 met uit die hand slaglampryse op R49.28. Die gemiddelde stoorlamprys in die Vrystaat staan nou op R50.70 met die prys in die Oos-Kaap so bietjie laer op R47.30 per kilogram. Dit lyk of ons reeds 'n hoogtepunt nou gesien het en dat lampryse dalk nou weer in 'n stelselmatige afwaartse tendens gaan bly en in beweeg. Die A23 karkaspryse het egter ook dan gedaal na R105.12 per kilogram met die C23 prys laer op R70.12. Dit lyk of ons nou van nou af tot en met September weer 'n dalende prystendens kan wees vir A-graad pryse, terwyl C-grade dalk nog huidige vlakke kan handhaaf vir nou. Daar was geen plaaslike wolveilings nie, maar sien ons dat wolpryse in Australië dan sywaarts gebly het en staan tans op $12.07 per kilogram. Dit was ook die laaste veiling van 'n seisoen daar gewees en was kopers maar baie versigtig met aankope as gevolg van globale ekonomiese onsekerhede. Hoenderpryse het wel begin druk ervaar en daal die afgelope week met die ex-abattoir gevriesde prys nou op R34.77, varspryse staan op R39.15 met die EQF prys op R35.05. Invoere en inentings vir Astral skep meer sekerheid en sien ons dat dit weer pryse begin afdruk nou en kan ons dalk nou weer in 'n afwaartse prystendens in beweeg. Varkpryse styg met die nuutste spekvarkprys op R33.36, vleisvarkpryse staan op R33.86 met die nuutste worsvarkprys ook bietjie hoër op R26.38 per kilogram. Dit lyk of ons huidige vlakke kan handhaaf tot en met Augustus en daarna weer 'n sterker opwaartse tendens in beweeg hier van September maand af. Wat wel dopgehou moet word is die ander vleispryse of die alternatiewe produkte. As hoender, skaap en beespryse dan wel skerp afkom, wat die verwagting is, kan dit dan ongelukkig die opwaartse beweging vir varkvleis ook bietjie teenwerk, so hou dit dalk net in gedagte. Die nuutste grootbokprys staan op R54.28, kleinbokke styg na R67.16 met bokkooipryse op R55.09 per kilogram laasweek. Die gemiddelde graad 1 lucernprys in die binneland staan op R4.200 per ton, prima lucern op R5.000 met graad 2 lucern steeds op R3.750 per ton.
Choppryse styg na R3000 per ton laasweek met mieliepryse wat dan ook redelik hoog gebly het, veral as ons na witmielies kyk. Die koue het ook meeste veidings nou laat afgaan met baie privaat aankopers se vraag na voer wat ook verhoog het oor die tydperk en plaaslike kalvers afrond. Dit het nou als chop se vraag aansienlik verhoog en dis die pryse ook opgedruk. Ons gaan ook dan nou binnekort meer slagbare diere in die mark sien wat moontlik dan slagpryse verder onder druk kan sit as gevolg van hierdie situasie. Hierdie video's word moontlik gemaak deur Standard Bank en John Deere. As jy meer inligting benodig, gaan besoek gerus ons webtuiste by amtrends.co.za. Ek sit ook al die skakels na ons sosiale media platforms in die beskrywing onderaan. Ek is Dr. Johnny van der Merwe, dankie dat jy ingeskakel het en gesien volgende week weer.